2 Korinte 5 vers 1 tot 10. Ons weet dat wanneer ons aardse woning, wat maar 'n tent is, afgebreek word, ons 'n vaste gebou in die hemel het. Dit is 'n woning wat nie deur mense gemaak is nie, maar deur God, en dit bly ewig staan. Terwyl ons in die tentwoning leef, sug ons, want ons verlang daarna dat ons woning uit die hemel ons sal oordek. Ons wil nie ontkleed wees en naak voor God staan nie. Ons wat nog in die tentwoning is, sug en voel bedruk, omdat ons nie van die aardse liggaam afstand wil doen nie. Ons wil die hemelse bo oor die aardse aantrek, sodat wat sterflik is verteer kan word deur die lewe. Hy wat ons vir hierdie oorgang voorberei het, is God. As waarborg hiervan het hy ons sy gees gegee. Daarom is ons altyd vol moed. Ons weet dat solank as ons in die liggaam bly, ons nog nie by die Here woon nie, want ons lewe deur geloof, nie deur sien nie. Ons is vol moed en sou liewer ons verblyf in die liggaam wil verlaat en by die Here gaan woon. Maar of ons hier woon en of ons daar woon, ons het net een wens, en dit is om te lewe soos hy dit wil. Ons moet immers almal voor die regterstoel van Christus verskyn, sodat elkeen kan ontvang volgens wat hy tydens sy aardse lewe gedoen het, of dit nou goed was of kwaad. Paulus herinner ons daaraan dat ons lewe op aarde net tydelik is. Hy vergelyk dit met 'n tent wat deur mense gemaak is, wat opgeslaan word, en as jy al ooit gekamp het in 'n tent, sal jy weet, die wind kan hom waai, en dit is, kan maar rof raak in 'n tent. Die tentpenne kan uittrek, en hy kan in mekaar sak so maklik soos niks. Maar, sê hy, ons lewe op aarde is eintlik maar net soos 'n tent, soos om in 'n tent te bly. Maar ons moet onthou, ons het 'n ewige huis in die hemel, wat nie soos 'n tent is nie, wat deur God gemaak is en wat vir ewig bly staan. Ons lewe op die oomblik in 'n sterflike liggaam, maar ons moet onthou dat ons vir die onsterflike, vir die ewigheid bestem is. Daarom sê Paulus vir ons, moet ons deur geloof lewe. Ons moet lewe met die wete dat ons woning vir ewig in die hemel op ons wag. So moet jou nie vandag laat onderkry deur die probleme van hierdie lewe nie. Moet jou nie laat onderkry deur die struwelinge en die stryd om 'n bestaan in hierdie lewe te maak nie. Onthou vandag dat jy vir baie meer as net hierdie lewe bestem is. Jy is bestem vir die ewigheid saam met God in die hemel. En dan sê Paulus in vers 9, ons moet net een wens hê in hierdie lewe. En dit is om te leef soos wat God wil hê ons moet. So bid dit vandag oor jou lewe, bid dat God jou sal lei sodat jy sal lewe soos wat hy wil hê jy moet, sodat jy hom met hierdie lewe wat jy nou leef hier op aarde sal verheerlik, sy naam sal groot maak, deur die manier waarop jy optree. Here, ons loof en ons prys U dat ons weet, hierdie lewe is nie alles nie. Ons ewige woning wag vir ons in die hemel. Daarvoor maak ons U naam groot en daarvoor dank ons U vandag. Geef vir my die krag om te leef soos wat U wil hê ek moet. Dit is my begeerte, om U gelukkig te maak met my lewe. Aan U kom toe die lof, die eer en die heerlikheid tot in alle ewigheid. Amen.